Vanoggend wil ek baie graag voortgaan met ons gesprek oor wie is God. En vanoggend gaan ons kyk na Eksodus hoofstuk 15 vers 11, waar juis hierdie vraag nog duideliker gestel word. Trouwens, ek kon net sowel die tema van vanoggend se gesprek van die hele reeks vanoggend se teksvers gemaak het. Welkom liewe vriende by ons sitkamer gesprek. Ek is Dominee Leon Volsman hier van Highfield Gemeente. Dit is my wonderlike voorreg om saam met julle so in die sitkamer te kuier en sommer net 'n bietjie oor wie God is saam te dink. Ons teks dan vanoggend is Eksodus 15 vers 11. 15 vers 11. Kom ek lees dit vir julle. Wie van die gode is soos u, Here? Wie is soos u, so hoog geëer en heilig? In lofsange word u vereer, bewerker van wonderdade. Kom ek lees dit weer 'n keer. Wie van die gode is soos u, Here? Wie is soos u, so hoog geëer en heilig? In lofsange word u vereer, bewerker van wonderdade. Ja, dis daarom 'n ongelooflike mooi teks. Wie is soos u, Here? Dis 'n vraag, vriende, na die absolute uniekheid van die God wat ek en jy aanbid. Die hartseer van die saak is egter dat daar baie mense is wat na hierdie unieke God kyk en eintlik maar sommer hom net afmaak. Dat hulle nie sy uniekheid raak sien nie. En nou praat ek nie net van ongelowiges nie. Daar is selfs van ons binne die kerk wat dalk al so gewoond geraak het aan wie God is, en dat God daar is, en dat ons Christene is, en dat ons gelowiges is, en dat ons kerk toe gaan, en dat ons aanbid en al hierdie dinge, dat ons so bietjie die glans van God laat verdof het in ons lewe. Dat God nie meer vir ons die unieke God is wat hy uiteindelik werklik is nie. Maar God is, my liewe vriende, 'n uitsonderlike God. Tot watter mate hy uitsonderlik is, sou ons met reg kon vra. Uitsonderlik het 'n hele reeks skakering sekerlik daaraan. Op watter wyse sou ons ook kon vra, is hy uitsonderlik, is hy uniek? Wat is dit wat hom uniek maak as ons van hom as God praat? Eksodus 15 vers 11 wil vir ons so die gordyne bietjie wegtrek, sodat ons iets van hierdie uniekheid van God, hierdie uitsonderlikheid beter kan raak sien. Sien, Eksodus 15 speel af
net nadat Israel deur die Rooi See getrek het. En ons ken die verhaal. Ons ken die verhaal van die Israeliete in Egipte en swaar kry en die farao wat hulle nie wou laat trek nie en die pla wat die Egiptenare getref het en dan kry hulle toestemming om te trek en dan kom hulle by die Rooi See en dan is hulle hoop in hulle skoene. Want hoe nou? Nou is hulle vasgekeer. Dan gebeur hierdie ongelooflike wonder as die Rooi See 'n pad deur kry, dwars deur na die ander kant toe. En die Egiptenare nie dieselfde voorreg gegee word nie. En as hulle aan die ander kant kom, dan sing Moses en die Israeliete uiteindelik 'n oorwinningslied. 'n Lied wat juis God se uniekheid wil uitlig, wil verheerlik, wat dit van alle kante af wil besing, wat vir ons as ware 'n kaleidoskoop van wie God is in die hand wil gee, sodat ons so bietjie beter kan verstaan, God is werklik uitsonderlik. En dan begin die vers sommer hierdie loflied met hierdie woorde: Wie is soos u onder die gode, Here? Wie is soos u verhewe in heiligheid, onsagwekkend en in roemryke dade, wonderbaar in werke? So 'n bietjie 'n ander vertaling. Maar wanneer hierdie vraag gevra word, vriende, dan is dit nie 'n vraag wat 'n antwoord soek nie. Dis 'n retoriese vraag. Die antwoord is eintlik alreeds daar, onuitgesproke. En die antwoord is eenvoudig een enkele woord: niemand. Niemand is soos God nie. Niemand is so roemryk soos hy nie. Niemand is so onsagwekkend in roemryke dade en werke soos hierdie God, wat so pas vir Israel deur die Rooi See gelei het. Niemand. Sien, Israel het die gode van Egipte geken. Het geweet wie hulle was en hoe baie hulle was en watter tekortkominge hierdie sogenaamde gode gehad het. Maar Jahwe, die ek is God, wat Moses by die brandende bos raak geloop het, wel hy in vergelyking met hierdie sogenaamde gode van die Egiptenare is in 'n klas van sy eie. Hy alleen is die ware God. Hy alleen is uniek in sy hele wese. Daar is niemand soos hy nie. Boonbehalwe dat hy uniek is hy ook heilig. Verhewe in heiligheid, sê die teks. Die woordjie heilig beteken sommer in die algemeen afgesonder, eenkant gesit, anders. Majestueus wanneer dit in terme van God gebruik word. Dit wil vir ons sê dat daar niemand anders is soos God nie. Niemand anders nie. Ons sou ook daarby kon voeg dat hierdie God so anders is dat hy
absoluut rein is, dat daar geen vlek of skand aan hom is nie, geen roemer is oor een of ander verkeerde daad wat hy sou gepleeg het, soos wat daar dikwels van die Egiptiese gode maar was nie. As gelowiges word ons ook opgeroep om heilig te wees. Juis omdat die God wat ons aanbid heilig is. En daarmee word uiteindelik vir ons gesê, ons is ook afgesonder. Ons is ook eenkant gesit. Eenkant gesit, soos wat God eenkant gesit is, tot sy verheerliking en eer. Ons is daar om iets van sy uniekheid in hierdie wêreld uiteindelik uit te dra en uit te beeld. In ons woorde, in ons dade, in ons denke, in ons besluite, moet dit duidelik na vore kom. Dit beteken nie ons is beter as nie. Ons is anders, eenkant gesit. Ons vertoon bloot die heiligheid van God. Uit onsself is ons nie heilig nie. Ons is heilig omdat God heilig is wat ons aanbid. Ons is heilig omdat ons aan God behoort. Dit vra van my en jou doelbewuste toewyding aan God se wil. God is ook anders, op ander maniere. Ons sien in hierdie ongelooflike verhaal van Exodus hoe God oor en oor wonders doen. Hy red hulle uit Egipte met die plaag. Hy neem hulle deur die Rooi See. Hy voed hulle met kwartels en manna op 'n wonderbaarlike water. Hy voorsien water waar daar geen water ooglopend is nie. Hy beskerm hulle teen die aanvalle van ander volkere. Selfs die inname van die beloofde land is 'n verhaal van wonderwerke. Hy doen wonders. En daarom sou die teks uiteindelik sê, hy's ontzagwekkend in lof. Vriende, ontzagwekkend beteken as ware dat jy amper nie woorde het om hom in lof en eer te kan beskryf nie. Hy doen wonders. Wonders wat hom onderskei van enige iemand en enige iets anders wat daar op hierdie aarde is. Hy het die vermoë om mag uit te oefen oor die skepping. Die waters van die Rooi See luister na hom. Die kwartels en die winde van die aarde gehoorsaam sy opdragte. Want hy alleen is die skepper God. Hy alleen is uniek in die wyse waarop hy wonderwerke kan doen. Hy is uitsonderlik wat dit betref. Jesus wys terselfdertyd sy krag. Wonders wat normale orde van sake oorskry. Wie kan die Rooi See in twee kloof? Wie het die mag om dit ooit te kan doen? Met reg kan dus gevra word, vriende. Die groot vraag van alle vrae. Wie is soos u onder die gode? Daar is eintlik sommige rabbies in die rabbynse tradisie wat hierdie woordjie wat hier vertaal word met gode so bietjie anders vertaal. In plaas daarvan dat hulle hom vertaal met gode, vertaal hulle die woord wat daar gebruik word met stommes. Ons sou dus ook kon sê, wie is soos u onder die stommes?
God is so uniek. Hy kan kommunikeer. Hy kan gesprek voer met sy mense. Maar die gode van die ander volke is so stom is. Hulle is uit klip, hulle is uit hout. Hulle is namaaksels van iets anders op aarde. Hulle is verbeeldingsvlugte. Hulle kan nie. Hulle is stom is. Weereens word God se uniekheid vir ons onderstreep. Hierdie uniekheid van God vra iets van my en jou. Hy alleen is waardig om gevolg te word en verheerlik te word. Mag dit so in ons lewe wees. Ons is ook heilig, moet ons nooit vergeet nie, afgesonder, nie om vir onsself te leef nie, maar vir hom, in woord en daad, in denke en besluite. Derdens, weet ons dat hierdie God buite die normale orde van dinge wonderwerke kan doen. En daarom vertrou ons op hom en weet ons dat ons nie aan ons eie lot en doodloopstrate van hierdie wêreld oorgelaat is nie. Dat hy ook wonders wat ons normale ordes en ons normale ou lewentjies hier op aarde wonders buite ons begrip wêreld en die natuurwette wat ons ken kan doen. Buite ons vermoë. Ja, vriende, die groot vraag sal sekerlik altyd bly. Wie is soos u onder die gode? Uniek, uitsonderlik. Die lewende Here. Here, mag ons altyd in verwondering leef oor u uniekheid, u uitsonderlikheid. Mag ons hele lewe 'n loflied wees van wie u is en hoe groot u is. Mag ons lewe 'n weerspieëling wees daarvan dat ons aan u behoort, soos u heilig is en omdat u heilig is. Mag ons heilig wees in ons besluite, ons dade, ons denke, tot eer van u heilige naam. Amen. Dankie vriende. Tot ons weer 'n keer met mekaar saamkuier, hier in die sitkamer, groet ek eers. Mooi bly. Totsiens.